Stap eers deur die kombuisarea. Die noorde kant van die huis. En hy kyk uit op die tuin, lekker groot glasdeure. Die hoofslaapkamer. Kyk hier kunswerke hier, kyk hierdie skapeens so. Stort dan loer jy nog hier in die veld in. Baie mooi. En hierdie is jou ag, is dit nie pragtig nie. Daar is sy. Hier betree ons weer die Dinokeng Groot 5 gebied. Vandag sien ons weer lekker baie wild. Ja, weer eens deur die Groot 5 hekke van Dinokeng. Jy sien hier in die Groot 5 gebied ry jy op die teerpad om hier sommer pas op vir die segway. Ag, als dit so baie gereën het. Kyk hoe nat is dit. Ja, kom ons kyk. Dis die wagendriftpad, hy vat jou wagendrift. Maar ons moet hier deur die Groot 5 gebied ry. Wees slim, skryf in. Goeiedag dames en here, ons is hier in die Dinokeng Groot 5 reservaat by herberg, 'n lodge. En ons gaan gou-gou, ek en Hermon gaan gou-gou hier rondloop en vir julle wys wat hier aangaan. So hierdie is wanneer jy inkom, jy kom by die hek in, kyk hoe die stelsel hier werk is, jy het 'n 21 hektaar eiendom, jy kan 1 hektaar uitspan waar jy jou lodge en jou goed bou, die res is oop met die Groot 5 reservaat, en jou 1 hektaar is natuurlik dig en elektries toe, want hier is olifante en leeu's en alles, so ons gaan basies die 1 hektaar vir julle wys, die res is Groot 5 reservaat, ons sal nou daar gaan rondry ook, maar dit is die geboue hierso. Ok, so eerste stap ons in by die kantoor, ontvangsarea. Ok, as jy dan uit die ontvangsarea hierso stap jy nou in die huis in, stap eers deur die kombuisarea, en hierso sien ek die opwas en 'n toilet. Hermon doen die kamera, ek doen die praatwerk vandag. Dit is baie netjies. Baie mooi. Baie netjies huis. Ja. Hierdie is die eetkamertafel en die sitkamer. Hierdie is wat ons noem die sonkamer. In die noorde kant van die huis, en hy kyk uit op die tuin, lekker groot glasdeure. Hier is 'n lekker sonkamer. Ja, lekker sonkamer. En kyk na die swembad toe. En natuurlik gebeur die braaiery ook hier. Kuier in die braaiery gebeur hierso.
Ja, hierso is die so 'n braaiplek, vuurmaakplek. Herman wys net gou die vloer vir die afwerking, die teëls aan die dakke is gewone plafonne, wys die plafonne. En dan die ligte. OK, so dis die afwerking bo en onder. Stap ons verder deur die huis. Hierdie waar Herman nou instap is die hoofslaapkamer. Lekker ruim hoofslaapkamer. Met sy eie koffietafeltjie en alles. Lekker ruim hoofslaapkamer. En dan hy gaan direk dan na die waanhuis waar die voertuie geparkeer word. Hier sien ek is ook kaste en staan vrieskaste en dinge. Dan gaan ons na die tweede slaapkamer. Jy stap hier, wys gou hier, stap by die badkamer verby. So die badkamer word gedeel deur die hoofslaapkamer en die tweede slaapkamer. Nie een van hulle is en suite nie. Bad, toilet, stort, wasbakke, alles. Okay. En dan die tweede slaapkamer. Maar vir julle iets interessants wys hierso, is hierdie blindings voor die vensters is baie dig. Baie dig. As hierdie blindings toe is, kan jy heel dag lê en slaap. As hy, dan ons wag, gaan moet ons nou net gou hier uitstap, Herman. Weer by die sonkamer uit. So is 'n oop skuifdeur. En dan sien nou hier in die agtertuin in die swembad area en so aan. Daar waar Herman nou die kamera hou, die kant toe, dis die gastehuis, ons gaan nou daar instap. So, ons gaan wys vir julle, okay, nou so, dis hoe hierdie tuingedeelte lyk. En dan, by Herman wys net die sonpanele daar op die dak. So, die plek het 'n sonpaneel backup stelsel, so hier is Eskom krag, maar as die Eskom krag afgaan, skakel hy outomaties oor op sonkrag. En dit kan die eiendom so 8 ure lank trek. So jy het 'n 8 ure backup system. Probeer nou ligte aansit hier, maar kry nie die ligte nie. Maar dis alright. Maar dis die gastehuis, ook weer eens baie netjies van die hoogste standaard. Al die meubels wat hier is, bly die meubels in die hoofhuis, in die eienaarshuis, vorm nie deel van die koop nie. Die eienaar gaan sy meubels saamvat in sy huis. Maar hierdie gastehuis, en dis nie net vir privaat gaste nie, hierdie gastehuis is vir betalende gaste ook. Hy bly so gemeubileer net soos hy is hierso. Hy het ook 2 slaapkamers met 1 badkamer. En ek sien oralste is ligversorgers, aircons. Herman wys net die aircon daarbo. Is aircons in al die kamers en alles.
Kyk hier, kunswerke hier, kyk hierdie skippeens so, dit is, standaard is hoog hoor, standaard is hoog. Dan gaan ons nou die kampterrein, die kampeerterreine stap. Daar is hy. Goeiedag, hier staan ek by my ou werkesel, my ou toltrekkertjie, my Land Rover Defender. Ek is Tjaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. As jy 'n wildplaas wil koop of verkoop, tinkel my. En, baie belangrik, skryf in op hierdie kanaal. Wat sê jy, Hermon? Ek is Herman Creer. En ek is saam met Tjaka. Saam is ons Team Game Farm Net. Kom ons wys net vir die mense vir perspektief. Daarso is nou die ingangshek. Die huis en die goed wat ons nou net afgeneem het is daar agter ons. En dan hierso begin die kampeerplekke. Hier's genommer 1 en 2. Ek wil net hierdie mooi featurekie hier ook wys. Die fietsdammetjie en die sitplekkie. Maar en dan stap 'n mens nou so van kampeerplek tot kampeerplek. Hier is 27 kampeerplekke. En ons gaan so 'n bietjie rondstap en kyk. Van hulle is baie naby aan 'n watergat en alles. Alles natuurlik binne die goed sterk geelektrifiseerde heining. Anderster gaan jy dalk môre nie die son sien opkom. Okay, hierso is dan staanplek nommer 1. Ons kyk wat sien ons hier by die staanplekke. Dis net 'n kaal oop aarde. Hier's nie, ek sien nie byvoorbeeld 'n waterkraan of 'n elektriese punt nie. Daar is iets. Ja, daar lyk dit soos 'n elektriese punt. Ja, okay. So hier is en 'n kraan. Okay, so jy het elektrisiteit en water gaan jy obviously by elke staanplek hê. En dan is dit maar net so lekker oop. Karavaan of tent staanplek. So oulik. So hier het ons nou al by nommer 2 verbygestap. Dan is hier ablisieblokke. Dit gaan seker maar storte en toilette wees. Ja, kom kyk, dit is nogal nice binne. Ja, baie nice eintlik. Ja, lekker oop. So as jy stort dan loer jy nog hier in die veld in. Mooi. Hierso is 'n wonder of dit een van die kampeerplekke is. Hier links, Hermon. Daai. Ja, was dit 'n is 'n bouma area. Ek wonder of dit 'n soort van 'n gesamentlike area is. Ek het 'n vermoede dit gaan gaan 'n staanplek wees op sy eie. Baie mooi. Hierdie groot boom wys hom 'n bietjie sy stam en so boontoe, dis 'n heilboerboom. Nee, wag, is dit Tambotie? Is dit Tambotie? As ek nou een van sy blare kon in die hande kry. Hierdie is Tambotie, dis nie 'n heilboerboom nie. Ja, so hierdie. Okay. Herman, kom ons kyk net gou ons wys net die heining wat om die werf is. So, hy's geelektrifiseer aan die buitekant. En is 'n lekker stewige heining. Olifante en leeu's is bang vir hom en dis belangrik. Lekker onder die groot bome, kampeerplekke. Hierso, Hermon,
is die watergat waarvan hy praat. Kom wys hom gou. Daar sien ek soutblokke in die watergat. So, hulle sê as jy hier's 3 kampeerplekke wat jy uitkyk op hierdie watergat, dan het jy baie sightings van olifante en diere. So, dis cool. Ok, kom ons doen net gou 'n veldontleding. Ag, ek gaan maar net, kyk, uiteraard gaan die grasbedekking goed wees, want is binne in die kampeerarea, hier is geen diere hier wat wy nie, maar dis 100% soet gras, dit kan ek julle sê. En dan die plante soos hierdie is wat ek ken as blouak, die boek noem hom swarthak, ek ken hom as blouak. Hierdie is 'n sekelbos. Hierdie hierdie enetjie is 'n akasia doringboom. Hulle lyk almal dieselfde. Hierdie is 'n vaalbos. En dan kyk, hierdie is 'n huilbos. Hierdie is 'n huilbos, maar hy is 'n kleintjie. Hy word 'n boom. Huilbos. En dan hierso, hierdie is ja, dit moet 'n olyf tipe ding wees. En hierdie is sy regte, sy boeknaam, Afrikaanse boeknaam is drolpeer. Ons noem hom die bosveldbruikie, want is hy wat so spierwit is in die lente. Die Engelse naam is Bride of the Bush, bosveldbruikie. Hierso is nog 'n groter huilbos. Nee, maar hierdie is nie huilbos nie. Huilbos het nie dorings nie. Dis 'n abiesdoringrige ding daai. Ja, hierso, wat is hierdie? Hierdie is ek sien uit hierdie enige boom wat so 'n peeltjie het met 4 sulke vlekkies. Sy 4 sulke vlekkies is 'n combretum. Hulle is almal combretum, maar jy kry baie verskillendes van hulle. Maar ek wil nou eerlik vir jou waarvoor sê, ek weet nie watter combretum is hierdie nou nie. Want rooibos is combretum, raasblaar is combretum. Ek is nou nie seker nie. Ja, so dis die plante groei hier rond. Daar so, kom ons gaan kyk net gou daar is rooibosse daar. Hier is 'n klein rooibossie. Hierso. Nee man. Ja, hier is rooibos. Ja, so dit is maar, jy het 'n redelike verskeidenheid hierso. OK. OK, hier is die ander ablisieblok. Ja. Kijk, ek wil net vir julle, hierso het ons nou hier deur die kampeerterrein gestap, ons het so 'n paar, ek het nou nie getel nie, 3 of 4 hierdie watertanks, elkeen met sy drukpompie en alles. So ek sien dis hoe die waterverspreiding is hierso. Ja, ek kan ook vir julle noem dat hier's 2 goeie sterk boorgate en die waterverspreiding. Daai is 'n kuifkophoutkaper noem jy daai ding. Ja, wat die veldontleding aan betref, hier het ons net sommer hier in die kampterrein, dis weer 'n ander tipe, hier's nou mooi lekker groot rooibosse, ek het nou rooibosse uitgewys, en dan hierso is nou 'n voorbeeld van 'n lekker groot huilboom, huilbos noem ons dit, of huilboom, en hierso, Herman, hierdie ene, daai ene, sê bietjie, dit is nou weer karee, so karee, en dan hierso staan 'n lekker marula, hierdie ene, ja, so hier's 'n paar lekker, sommer hier in die kampterrein, 'n lekker klompie verskillende bome. Hierso is nou weer 'n geelak. Jy sien die boek noem hierdie boom blouak. Maar kyk hoe geel is sy stam. So ek noem hom geelak.
So, moet nou nie verward raak nie. Dis Chakanoo-Magela. So, ek is nou nie seker nie. Hermans, dit kan 'n kei-appel wees, ja. Hierdie is ook 'n tipe van 'n harpuisbos of 'n ding. En dan kyk, hierdie is nou weer daai enetjie is 'n marula. Hierdie is nou weer iets anders weg. Hierdie is 'n, weet jy wat, hierdie is 'n moer so groot, lyk my so 'n moer so groot blinkblaarwaggebietjie hoor. Hulle word nie maklik so groot nie. Dis 'n moer so groot. Hierdie is guaribos. Hierdie? Ja, hierdie is guaribos. Hier is weer van daai harpuis gedoemde. Nou ja, toe, hier's geellak. OK, so ons het basies die kampeerterrein ook nou deurgestap. Daai is 'n gevlekte luister. Ja, so hierso is nog 'n ablisieblok. Ek dink Herman, ek het nou nie getel nie. Ek dink is omtrent die derde een wat ek sien hierso. Ja, en die buitenste ene, en dan die twee grootes. Ja. En hier's ook 'n watertank en alles. Alles baie mooi, goed georganiseer. In 'n hoë toestand, goeie toestand, skoon, netjies. Ek is beïndruk met wat ek sien. Kom by so. OK, hierdie is die werkershuis. Heel netjies, ag, 'n mens stap nie binne in so aan nie. Ek sien hulle het 'n eie groentetuintjie en alles. Ja, heel netjies. Kers, het hy gesê. Hier's 3 werkers en hulle is al 15 jaar hier, goed opgelei, baie betroubaar. So, dis ook 'n bate.
Nou ja, dames en heren, hier is iets interessants. Miskryers met 'n bolletjie mis, die een stoot en die een ry saam. En die doel van die mis is, hulle gaan grou 'n gat iewerster en hulle lê hulle eiers in die mis. Hulle larwes, dis hulle larwes se kos. En kyk, hier is hulle nog besig om ander nuwe misbolle bymekaar te maak. En moenie 'n miskryer optel nie, hy stank, hy vrot. Ja, dis Chesapeake's, basterhardbeest. Basterhardbeest. Basterhardbeest, wat is dit? Chesapeake, basterhardbeest. Is dit 'n baster of is dit 'n dier op sy eie? Is 'n dier op sy eie. Wow. Is 'n dier op sy eie. Dis my lewe het ek dit nog nooit gesien nie. My aarde. Van waar af kom hulle? In die bosveld? Hulle, ja, hulle is nie baie volop nie. Hulle lewe ver van water af eintlik. Wow, okay. Hulle lewe ver van water, moet stap bedags ver na waterpunte toe, dan floreer hulle. Gewoonlik in sanderige gebiede. Neem 'n foto op. Waar voor die pad is 'n rooibokkel of iets met kudos. Foto. Ach, is dit nie prachtig nie. Alles koeie. Gewoonlik is die bil hier ook hier naby rond. Link, wys gaan voor in die pad. Dis 'n patruis. Ah, kyk hoe prachtig is hulle. Oeg, dis mooi. Sit hier 'n nostervoeltjie op die een, sien jy? Waar? Hierdie sit hier 'n klomp nostervoeltjies op hulle. Ek sien ja. Daarso. Ja. Oulik. Sit hier 'n nostervoeltjies op hulle. Poppa. Hulle eet nou parasiete en dinge. Staan zebras hier in die pad en bosluisvoëls. Hierdie ene het in die modder gerol, kyk hoe rooi is sy vel. Of het geleer slaap op die een sy. Die ander kant is so rooi. Hier staan nog hier. Hulle almal het gerol in die modder. Ja. Hierdie een se stert is, dit is stomp stert. Omdat hy 'n leeu ontbeet gehad het. Kijk, dis 'n hele klompie hoor. Daar lê nog 'n hele trop blou wildebeeste daar. Zie. Ja, mooi, volwassen rooibokramme. 2 van hulle. Ja, sien jy nou pa? Okay, alles ramme. Daar staan nog 'n klomp rooibokramme. Dit is varke. Hoe is vlakvarkies? Ja. Daar is 'n kudu agter hulle. Kudus. Ja. As 'n kalf naby daai koei sien jy. Sal nou sien as ons nou. Ek sien ja. Vang jy die varkies? Is Hier hardloop hulle. Gaan die varke oor die pad. Ek het hulle daarom Het jy hulle nou gevang? so terwyl ek vir die kudu kyk.
Hallo, kyk hoe mak is julle. Kyk hoe mak is julle. Daar lê een daar agter. En 'n kameelperd. Kameelperd ook daar. Wat sien jy? Maar net die gebrande veld. Ja. Bome wat doodgebrand is, die veld so lekker oop. Daai is 'n bosveld visant. Hy is bietjie groter as die patruis en hy het so rooi gesig. So bosveld visant. Hier verby wys. Ry ons nou oor die rivier. So lekker spruitjie, riviertjie. Ja. Kyk hoe dit gespoel hier voor. Dankie tog ons ry 'n Land Rover. Hierso is 'n jongerige ram, jy kan sien sy horings knyp nog 'n bietjie. Sy horingsbo het nog nie uitgedraai buite nie. So hy is nog nie 'n groot volwasse ram nie. Of julle wys vir interessantheid waar hier's nou 'n regte knypkop ram wat ons dis hy so 2 jaar oud, dan is hy knypkop. As ons hom nou net weer kry hierso. Kyk, daai is 'n groterige ram. Sy horings is ook nog 'n bietjie geknyperig. So hy's nog nie heeltemal volwasse nie, miskien so 3 jaar of wat. Hierdie rammetjie. As hy nou sy kop oplig, gaan jy mooi sien. Kyk daai horingkies. Hy's nou 2 jaar oud omtrent. Dis nou wat jy noem knypkop, albei van hulle. Dis knypkoppe. Die horingkies is nog heeltemal toe. En dis oordraag, wat betref. Nou die dit afgeneem. Hierdie lyk vir my soos volwasse bulle. Ja. Die veebulle. Daar is die zebra's daar agter. Ja, hierdie is volwasse bulle. Hallo, nooit. En dan een van ek en Herman se gunsteling plekke in die Dinokeng Groot 5 reservaat is waar jy ou kraaf biertjie kom drink. Arlington. Kijk, we staan hier zo. Hoe mooi is het?